So siek soos 'n hond. Ag ja nee, kyk ek is. Daar gaan die ander stok. Wat gaan jy? Derde visie. Maar hulle wil nog nie lekker groot raak nie. Maar hy werk op die nuwe voerwerke baie goed. Waar tel 'n bietjie op dat ek hom sien. Waar dis 'n begin. Lyk my jy's blyer as jou pa, Ariel. Wat sê pa van sy eerste vis? Nee man, dis nie 'n visie, dis 'n sample. Wat ek sien. Is dit 'n sample? Dis nie. Geluk met jou sample. Nee, jy kom vir dit ook. Kyk hoe mooi is dit. Ons kon nou nie mol gestaan het in 'n moksek gedruk het. 2 kilos. Wow. Okay, Dis baie groot net. pa het gesê Ariel moet haar bo 10 kg vis vang. En Kry jy jou stok sak. so sy vang nou haar eerste visie saam met pa. Daar sê, hou hom. Trek, kyk hoe kom hy. O, jy het 'n groot Jesus. Right, rol. Kyk vir jou vis, moenie vir jou katrol kyk nie. En trek. Kyk waar gaan jou lyn. Jy moet altyd kontak hou met jou vis en rol. Here pa, kontak hou met my vis asseblief. Dis nou eers net die rolmetode agter die rug kry. Rol en trek. Kyk daar, breek hy water op 60 meter. Mooi. 60 meter. Right. O, Ariel, jy moet laat baie. Kyk vir jou vis. Nou stel dat hy's naby. Okay, rol en trek. Jy koppie bo oor jou vis, hoor. Sit bietjie vorentoe Ariel laat die in die haartjies uit die oë uitkom. Vee net gou daar. Daar sy, laat ons net die gesiggie sien. Raai. Ariel is die eerste persoon wat vis vang en 'n shiner kry. Ander ouens moet gaan boks vir 'n shiner, maar sy het gister die gewig haar op die oog geslaan en die hoek in die ooglid gehak. Maar sy's nou beloon met 2 mooi visse. Well done, Sissa. Ja, die vorige een was sy 11.2. kilos, ja. Okay. Altyd 'n voorreg om saam met die kinders iets te doen. En Ariel se eerste karp op 'n spesiesstok na 'n ewige storm met sy paniekbevange geraak en gekla oor die tentpale wat sy moet vashou. En toe ons nou probeer red na die tyd wat 'n redde is, toe het trek sy die stok op en die armpies was maar dun, so nou en dan moes pa help en die stok vashou. Maar uiteindelik het sy haar eerste vis geland, 11.2 kilos. Mooi poppelops. Net daai stok gegooi, nie? Onder dit hy. En ek het nogal vir jou gesê, kom. Drink tog aan sy ma, man. Hy gaan in daai water en bly stil man.
Jy zieks my die hele tyd. Hoor ek so. Anys, wit anys en nikkerbol saam op die Maar hoek. kyk, ja, kyk daai mooi wit en wat het jy gesê? 'n Wit 'n wit anys Ja. en 'n nikkerbol met 'n bietjie anys op die voerbal. Op die onderstoeltjie was dit 'n 6 mm anys en 'n 6 mm nikkerbol en dit het hom gevlous. So kom ons kyk nou of ons vandag iets lekkerder kan vang as hierdie ouetjies. Vlot of wat ook al af. Daai merker. Gooi 'n paar oranje vlot daar sê vir my. Hy lê nie lank nie, né? Nee, wat nee, nou begin dit lekker. Is die bandspice tot? Hulle is maar nog klein. Bandspice tot met Ruby op die voerbal en 'n klein bietjie naaltjie. Okay. Ek het op die onderste hoek, ons het nou besluit ons gaan op daai twee stokke 'n twee hoekstroppies sit. Op die onderste hoek het ek twee Benlik dots en op die boonste hoek het ek 'n banana en 'n stukkie banana. En dan op die voerbal het ek banana dip saam met koller. So kom ons kyk op watter hoek kom hy uit. Okay. Onderste hoek, so dan is hierdie twee Benlik dots. Okay. Sal nie meer lank sulke ou visse neem nie, maar in elk geval terwyl ons nog kan net die verskillende kombos. Bandspice tot met Ruby en 'n bietjie naaltjie op die voerbal. Ah, sy. Sluit om twee stokke aan die ander kant van die skiereilandjie in te gooi. Want hier is dit behalwe vir daai hyasint redelik skoon. Aan die ander kant sal ek nou vir julle wys hoe lyk dit nou daar. En Frik, wat sê jy? Nie lank in nie en Ja, hier. hy's omtrent 15 minute in, maar jy weet 'n mens moet vir die ouens hier luister. Nou het Johan die hele wêreld daar vol gegooi wat heeltemal oukei is, dis diep water. En hulle hou aan sê ouens hier voor tussen die bote is groot gate, kom gooi hierso. En nou luister ons net. Toe sê ek man, maar hier is nou 'n lieflike plek. Ek's nou lekker hier tussen die bome en die bas. Gooi hom wat 40 meter, 30 meter en die hartkapel klaar. So kom ons kyk wat gebeur man. Die voer begin. Maar hy lê nie lank nie, né? Nee, maar die voer begin dit daar kom, jy weet. Maar ek wil gou vir die mense gaan wys hoe lyk dit nou aan die ander kant. So ek kom nou terug na jou toe, hoor. 100% man. Nou aan die ander kant waar ons nou die hele oggend gehengel het toe dit mooi skoon was, lyk dit nou so. Maar in elk geval hier is nou iets wat aan die gang is. Ek hoop nie hulle los hom oop nie want as hulle hom ken, Hartie se windjie begin net nou deur van Rustenburg se kant af kom hy in, van die weste kant af en dan gaan hy hierdie plekkie lekker vol maak, maar aan die ander kant hier is hulle besig nou om daai klomp gemors daar in die hoek. Dink ek wil hulle ook probeer laat dit uitkom hierso. Maar kom ons hou maar duim vas, ons weet mos nou nie hoe werk die mense se dinge en reëls en regulasies. Okay, hierdie linkerkantste bootjie hier voor my. Gooi ek hom net aan sy agterkant en dan die ander stuk gooi ek aan die bootjie net met die twee blou strepe. Daar's Johan hulle besig om te kyk hoe diep is die water daar en of hy nie ook maar moet skuif nie. Kom maar groote. Die mooi eerste visie. Ja, hier is nog niemand nie behalwe ou Piet. Môre. Môre, Frikkie. Daar's hy. Ja, nee, wat? Afgekom by Ifafi. En ons het gisterand lekker hier op 'n bankie gesit, ek gered en so aan 'n bietjie die natuur bekyk. Vanoggend is alles daarom weer bietjie skoon wat hyasinte aanbetref. Maar dis nou 'n bandspice mannetjie. Ek het sommer my eie gedagte gebruik. En kom ons kyk of ons nie vandag daai ou grootes kan aantree nie. Ja nee, definitief. Baie geluk, Frikkie. Dankie man. Mooi vis, mooi kondisie, hè. Neem sommer vir ons 'n fotootjie op. Bietjie warm goed gaan haal het ek sommer hierso 'n voerbal gemaak met bandspice tots nommer 10s en my DG aangesit, my garlic tables direk DG. Kom wys net bietjie hoe lyk hy daar. Ons het klaar 'n foto van hom geneem.
Dan neem jy sommer gou daai af. Ek wil net die ouetjie vrylaat. Dit is lekker warm nou. Ek gaan die koue my vat, maar in elk geval, weet jy kan hom net hier so wys. Hy het aan die boonste ouetjie gebyt. So dis 'n 10 mil tot, bandspice tot. En onder het hy maar net die bandspice tot op 'n nommer 2 hoekie. En duiwelsdrek DG, hy het aan die DG1 gebyt. En dan op die voerbal het jy Ruby en dan 'n Ruby. kolletjie naaltjie. naaltjie. Okay, kom ons kyk. Onthou julle ouens daai rooi tots met die rooi op die voerbal? 15 minute. Kry ons hierdie ouetjie nou, jy kan bietjie daar wys, daar gaan Johan de Klerk. Die Jacinthe is nou weer besig om te draai. So met ander woorde, die lekker van alles is van nou kan 'n ou die lang lyne in lê. Hy het darm al 'n 10-2, 11-2 gevang, 'n 7. Maar nou het hy my spot beduiwel weer, want hy het gister ek het bietjie gepoach terwyl hy gou Pretoria toe is. So hierdie ouens het ons 'n dag vang. So ons gaan nou maar weer binne in hierdie veiligheidsnet hierso waar die Jacinthe ons nie plan nie, gaan ons hengel, maar ons kry net die grootes in hierdie kwadrant nie. Môre Pieter, welkom al die Baie pad dankie. van Witbank af. Baie dankie. Om vir ons te kom kook en dan so tussenin deurgehoue vis te vang. Nou, jy het nou hier jou eerste vis op 'n 10 mil Ja. chockmint tot Yes. en 'n chockmint dippie op die voerbal en is 'n bombooster Ja. voerbal. Right, dat ons bietjie kyk. Op die oomblik is dit nou nog pragtig skoon. Daar gaan jou visie. Dit lyk pragtig, maar mense, dit lyk nie altyd so nie. As die windjie omdraai, is hierdie stuk net nou toe van die Jacinthe. So laat ons maar hengel terwyl ons kan. Amper gemis. Net nie inval nie, mooi. Maar hoor wat raak hy nou kwyt, nee Frik? Wat het jy gesê van ons visse? Daai krappies wat jy vang. Nee, ou moet maar Onthou moet die hoeveelheid moeite wat ek insit. Nee, Wil ek nie so vis vang nie. Nee, natuurlik man. Ek meen, Maar nou vat moet nou jy die jou hoeveelheid attitude moeite. moet wees. Wat nou weer hoeveel moeite gaan ek nou weer moet insit om die stok terug te kry? Nee, Dis- gooi hom dis man. positief, hulle vang. Hulle ag frik, moet gooi. Wat het jy al gevang? Maak skoon jou ken en bly stil man. Nee, man. Klim in jou boot te gerye en Ja, ek gaan nou my boot klim. Ek gaan na alle plek soek waar groot visse is. okay. Oh, mooi vis. Dis 'n puri man. Man se moerie. Okay, Johan. Ja, ek gaan nog niks sê oor aas en goed nie. Dit was dalk 'n luck shot. Maar hier's 'n lekker 7 kg. Kyk op vir my. Maar ek het natuurlik op Johan se kol gegooi. Bietjie gepoach. Ja, as hy ingaan met die boot, dan gooi ek gou links op sy kol. Right red, fotootjie. Hierdie ouetjie het gebyt op 2 bandlik tots op die onderstook en dan op die voerbal bandlik dip met koller. En bo, wat is die boonste ouetjie En daar? bo het hy 1 tot gehad, bandlik tot met 'n DG. Okay, maar yes, hulle bly klein, né? Ek kry net nie die grootes aan die kol nie, né? Nou op die net laat jy die want ek was bang jy wil hom die steel op Nee, hulle nee, gaan nee, die okay. stok breek. Nee. En toe hol jy weg. Toe skielik wat Nee, met keer jy sê hierdie man. kry die net en toe sê nog vinnig toe begin ek te hardloop. Ja, wat ek bedoel is want ek is bang jy dat jy gaan so maak dat jy vinnig by die net kom. Maar eintlik is Frik, wil jy nie net die net oprol en hom inbring vir ons nie?
Riet, ek gaan maar net 'n PVC bag, is 'n 38 mil, is 'n lekker groot een, want ons hengel nou maar die spesies, ons probeer nie kyk hoeveel vis ons kan vang nie, ons kyk eerder hoe groot kan ons doen. As ek met hierdie sakkies, ek het seker duisende in my lewe al gedruk met die kompeterende hengel saam. So, is nie vir my 'n vreemde proses nie, vir die spesie is dit nogals, maar ons is hierdie venue hier by Harties waar ons sit, is baie uitdagend, en ek probeer nou maar alle maniere kry, om hierdie vis oordentlik aan die byt te kry. So een rede hoekom ek nou die sakkie uitsit is, hier's 'n verskriklike klomp verrotte materiaal op die bodem, en ek probeer nou maar net kyk of ek nie ten minste by elke hoek 'n bietjie aas kan hê, en of dat die sakkie en die PVA bag dan ten minste veroorsaak dat die hoek nie onder hierdie verrotte materiaal beland nie, maar wel bo. So die sakkie sit ek maar bloot vir daai rede, en dat die aas dan so 'n bietjie verskans is, en ek moet sê ek dink dit werk nogals. Die vis stel meer aggressief op, maar ons het beslis nog nie groter vis daarmee gevang nie. Ons kry maar net die vis meer gereeld gevang. So kom ons hou maar aan en kyk wat gebeur later. En die verrotte materiaal het jy gister gesê is eintlik toksies. Ja, ek is van mening dis hyacinte wat vrot, en dan gaan lê dit op die bodem. En as jy inry, gewoonlik as jy die borrel sien, is dit vis wat wy. Maar hierdie is nie, dis verrotting wat plaasvind in die borreltjies wat opkom. So ek dink nie dis gesond, ek dink nie die vis gaan binne in daai verrotte materiaal krap vir die aas nie. As die aas bo-op lê, sal hulle dit heel waarskynlik optel, want die verrotting is niks erger as ou silt of diep silt nie. So dis 'n baie fyn balans in my gedagtegang op die oomblik, maar ek het nog nie die antwoord nie, ons werk nog aan hom. Johan, baie geluk hoor. Ja, kom ons gaan probeer weer. Ek gesit. Die rede hoekom ek dit gedoen het, daai sakkie het lug tussen daai voer in. So as hy sak, dan hou daai lug daai ding op, en tot hy dan oplos, so dan is hulle definitief bo, en dit het definitief 'n verskil gemaak. So ek wil nou net vandag bevestig, is dit die lug in die sakkie wat die aas optel en dit doen, want ek sit nou dieselfde hoeveelheid voer in die gewone PVA gauze, om net te kan kyk, as ek met dieselfde resultaat met die gauze kry, dan is my teorie van die lug in die sakkie nie die waarheid nie. So ek wil net daai balans nou kry om te verstaan, want as dit die PVA bags is, dan maak dit 'n sin by 'n klomp damme waarin jy in silt gaan hengel, sit die PVA bag in, want dit gaan maak dat jou aas bo bly. So dis wat ons nou probeer maar net vandag. So hierdie een het nou nie die sakkie met die lug nie. Net die gauze in. So hy behoort nog steeds die aas 'n bietjie te hou, en is 'n groot voorwerp wat in die verrotte materiaal moet ingaan. So ek wil nou net kyk, die lug speel dit 'n rol, of andersins as ek dieselfde resultaat kry, dan gaan dit nie 'n rol speel nie, dan kan ek maar net sowel die doen. So op hierdie stadium is ons maar net besig om toetse te doen om te kyk waarheen is ons op pad. Hy toe nou aan 'n rooi tot gebyt, is 'n bunchspice. Bunchspice tot met bietjie bunchspice op die voerbal en bietjie naaltjie. naaltjie, né? Maar wat interessant is, dis die eerste visie wat hier byt op die 14 mil 10 mil tot. op 'n nommer 2 hoekie. Nou daar is hy. En ons sit nog al 'n deegie agter hom om te kyk of ons nie 'n bietjie groter vis kan vang nie. Moenie skrik vir die voerbal nie. Julle kan sien ek het by Johan de Klerk gesteel. Dis nou peanuts en maar ek moet vir julle En die rook wat hier verbytrek is die vuur wat in wording is. Ja, maar die ding is wat ek respek voor vandag weer gekry het, is die gewone voerbal. Die gewone voer. En daar's my Ruby en 'n bietjie naaltjie. Daar sê, maar hierdie gewone voerbal, mense, as jy hom daarom so uit die sak gooi en water op hom gooi. Ek is eintlik bevrees om te sê ek gaan 'n bietjie meer met hom hengel. Maar nou ja, kom ons kyk wat gebeur in die volgende sarsie wat ons nou instuur. Ons gooi natuurlik red, wys sommer net die bote, ons gooi so teen die bote vas. En dan kyk ons wat gebeur. Dis so tussen hierdie wonderlike braai. Ek sê vir jy, dis absoluut stunning goed wat jy vir ons voorberei het. Ja. Dan vang jy nou sommer gou nog 'n vis ook nog. Ja. Maar interessantheidshalwe, wat het jy nou hier op die hoek gesit? Die 10 mm chokmint Okay. tot, Ja. en sommer onder hom so 'n klein pink sweet My tot. jene. Ja, En wat op die voerbal? ruby.
Ruby. Yes. Jemel, maar wat 'n wille kombinasie, Ja. maar dit het Dis gewerk. Carly se kombinasie. Okay, alright. Nou maar Ja. geluk man en Dankie. dankie vir die lekker braasie tussenin deur. Dis reg. Nie gaan Riet se strop. Vrek nou moet jy net my vis uitbring, nê? En hy het nie eens lank gelê nie, nê? Geluk ou Red. So jy het nou pragtig gegaan en jy het jou korda stroppie gevat. Ja, ek het hom onder aan my rietvleistrop gebind. En toe het ek nou 'n aasaanbieding gemaak wat hopelik die kleiner visse sou weghou. Nou kyk ons, want ek was onseker hoe om hom nou te maak dat Wat hy het jy nou daar aangesit? Jy het een van hierdie mieliepitte wat nou nie regtig. Ek het 'n 14 mm bandspice tot en teen hom 'n 10 mm garlic tot en toe 'n mielie om hom te lig. Kyk nou net, omtrent so kom ons sê 3 kwartier terwyl die vleis gaar geword en so voort in die Ek dink nie eens hy het so lank gelê nie Maar in hoor. elk geval, ons wou maar net vir spesie manne wys. Ek het vir Johan mooi gevra. Sit vir ons die tots asseblief wanneer jy doringdraai toe gaan, sit vir ons 'n tots net op een stok by Klaserie. Nee, maar hulle wil eers vis vang. Maar nou gaan hy weer sê dis 'n ou soos hy sê krappie, een van Frik se visse. Maar ek wil net wys dat die ouens wat lus is om min moeite te doen, gooi 'n 14 tot op bokant die hoekie op jou heer. Of tweeetjies van hulle lig daai hoek self op. Maar dit is net so, as 'n ou nie R40,000 spandeer jy, kan ek dink dan voel jy nee, ek kan nie die vis gevang kry nie. Maar wat eintlik aan die gang is jy kan regtig met goedkoop, maar hier Maar kom ons kyk nou net of hy hopelik 'n bietjie groter is, want die rede hoekom ek dit gedoen het is omdat ons gister en eergister net hierdie pan size vang, né? ek nie maar regop staan. En toe besluit ons nou vanoggend om alles in ons vermoë te doen om nie hierdie kleiner visse te vang nie. So ons maak toe allerlei aanpassings en een daarvan was om hierdie strop te maak wat ek vir jou gesê het ek dink ek gaan dit probeer. So kom ons kyk wat kom hier uit. Hy wil maar die groot ding is 14 mils. Die mense bek so die water uit. Net lekker. As hy daai propeller stap, is hy weg. Okay, Piet, kom net deur. Moet ons nie Johan se net gebruik nie? Johan? Wat dink jy? Wag. Toe maar. Okay, hy's. Ek gaan hom saggies van jou toe hoor. Hier kom hy nou, ek gaan hom op. Nee, ek gaan hom nie op. Okay. Draai hom net. Hy maak 'n draai. Moet ons nie Johan se net vat nie? Ek het hierdie ding verloor. Nee, Pieter, nou moet jy. Johan, kan jy nie vir ons jou net leen? Kom hy. Nie met hom skep nie. Hierdie net van ons is besig om te skiet. Hierdie lieflike vis het ons nou gevang op 'n 14 mm bandspice tot en net langs hom 'n 10 mm garlic tot en dan 'n mielietjie op 'n spesieriek wat ek onder aan 'n rietvleistroppie geheg het. En ons wou gewys het dat 14 mil tots die groot vis kan vang. En ons het hom net gegooi. Jy het hom baie akkuraat gegooi, moet ek sê. En hy het nie lank gelê nie. Okay. Kan jy 'n fotootjie neem asseblief? Daar sit kyk. Nee, ek weet. Nee, ek leer vir mense baie mooi met nette. Jy staan stil en jy wag vir die ou om dit te bring. Jy jag nie die ding op skep wanneer hy. En daar is hy nog fris en vrolik. Mooi vis. O, pragtig. Dis in die bote gedrop het. Gaos. Nou net 'n pragtige vis. Die vis nie. Daar loop Johan se ander stok. Hier's 'n lieflike vis. Wat sê Johan?
Ek het aanvanklik die visse verloor en gedink is die PVA bag se skuld. Ek het hom weggevat en ek bly die vis verloor. Hulle is aan en dan is hulle af. Daar's definitief niks fout met die rieks nie, so die enigste wat ek vermoed is daar kleiner vis wat nie die aas heeltemal gesluk kry nie en dan vang 'n ou die hoekie net fyn in die lip en dan kom hulle af. So ek gaan nog een keer dit so probeer en dan gaan ek 'n clusterbyt opsit dat daai klein visies nie dit kan optel nie. Laat die groot vis kans kry om dit uit te kom, maar nou begin die risiko kom, wat voer ons vir daai groot vis, want as daar so baie klein vis is, gaan die aas opeet, of die voer opeet, wat gaan die aas optel? So nou begin dit vir my baie riskante winterhengel raak. Ek gaan dan nou maar weer, as ek dan nou die buite weg gaan ek die voer moet aanpas. So die plan gaan hom nou maar net aanvolg totdat ons eventually hopelik sukses het. Ek het die sakkie opgehaat, toe dink ek dis die rede hoekom hulle afkom, toe haal ek die sakkie af, toe kom hy weer af, toe sit ek nou die sakkie terug om my teorie te bewys dat dit is nie die sakkie nie en hier is die vis aan. Maar hier is nou weer 'n ordentlike vis, so ek is steeds van mening dat daai visse wat ons verloor het so in 'n ry was klein visies gewees wat nie die aas behoorlik gesluk het nie en die hoeke het dan net iewers in die lip gehak en dan met sy gespartel dan kom hulle maar net los. So die oomblik as dit 'n behoorlike vis is, so ons sal dalk bietjie 'n aas aanbieding moet verander om seker te maak ons gelaat net die groot visse toe om die aas op te tel. Die ouers môre elkeen een so vis vang. Ek happy. Hulle happy gemaak. Nou papboude. Hy is omtrent dieselfde size as daai een van Frik. Sien net weer? Hy is dieselfde size as daai een van jou. Frik. Ja. Ja, ek is maar 'n totman, jong. Ek is nie vir oog is 'n mooi vis so geluk. Dis Johan, né? Johan baie geluk. Los hom op Pieter, los hom op. Alright, tel hom nou op, tel hom nou op. Daar sit. Probeer so best hier stuk. Die Frik. Ja, kyk ek hoe sit. Ja, nee. Kyk hier so maak ons 'n plan.
vang. Wat 'n voorreg, omdat ek so kort is, het die visie besluit hy gaan ook kort wees. So As ek hy- hoop nou as die langer ouens kom, dan is daar langer visse. Dalk het ons 'n tackle by nie. Niks. Kyk, gee vir my net kansie. Hoe is hy nou af? Ja. Ag nee man. Ja, kon nou daar nog vir my aan gee. Ons het Kleit om 'n bietjie swaarder sinker aan te sit en ter. Ja, dis weet partykeer is maak ou wat jy dink jy doen goed en dan doen jy eintlik kwaad. Vanoggend het ons nou 3 visse in 'n ry, nie in 'n ry verloor nie, maar ons het 3 visse verloor. Groot vis hoor. Ons weet een is 'n groot vis Absoluut. en dit was bloot net ons afstand wat ons hengel, die verhouding tussen die afstand en die gewig wat ons gesit het was nie reg nie. Was nie reg So nie, die né? hoeksetting was nie ordentlik nie. Nou soek ou eers oral fout totdat jy agterkom is 'n simpel basiese fout. Hier het ons dit nou verander en boem, daar sit hy. Nou sit hy net dink. Niks doen nie. Jy moet laat hy lê op die water as hy so moeg moet hy wees, daar sy. As hy so gaan lê, dan gaan ek hom kan skep. Dan kan jy hom rustig bring. Druk net daai ding oop oor. As hierdie vis hou na jou lyn op. Want as daai vis daar omdraai, dan breek hy iets. That's it. Dat jy net jouself 'n ruimte gee. Don't worry, jy het die heel middag om te speel. As hy gaan, don't fight him too much. Hoi. Onder die gaan weer. Hy op met jou stok nou weer, laat ons hom. Ja, hy's nog te ver, pas op vir afsny. Daar sy. Alright, bring hom op, saggies. Hy is nog nie moeg nie, bring hom maar net op. Hy moet vir ons bes gee. Okay, nou kan ons op jou lyn oorpap, hè. Ja, probeer jou stok opkry, die ou beginsel. Daai vis teen jou stok se punt beklei, nie teen jou of die lyn nie, want dan kan hy nie breek nie, want die stok het kief. Ja, los hom. Eers. Mooi. That's it. Hey! Johan! Niks vir hom gewees nie, maar groot visse bly maar altyd 'n uitdaging. Ek kan nou sonder om te skroom sê, dis my grootste. Frik, my vis was die swaarste tot nou. Dit was 'n 11.8. Okay, Frik, ek het nou so pas hierso nou daai swaar vis geoortref met 'n 12.2. Stamp hom in die water, hè. Baie mooi julle twee. Kom Pieter. Kom skep my vriend. Vasbyt nie inval nie ouens. Vasbyt. Waar kom die golwe nou vandaan? Tel hom. Kom ons kyk na hierdie pragtige vis wat jy nou gevang het. Wat sê hulle is hy? 9 punt? Hy's amper 10 kg, 19.8. 9.8. Ja, En hy's gevang met musk karamel. maskaramel Dit is tots. die 10 mil tot, hoor. 2 van hulle, nê? Nee, net een. Net een. Op 'n nommer 2 hoekie. Ai julle. En op die voerbal banana. Banana, maar hier's die vis. Tel op. Johnny. Soet wees. Alles reg. Daar sy. Onder die vin, mooi agter.
Baie mooi. Pragtige vis, hoor. Daar gaan ons. Oeg, diep water toe, hoor. Ek het nou 'n vragtie 'n vis gevang. Dis nie 'n reusagtige vis nie. Ja, hierdie is nou maar 'n baadjie nog, maar dit is 'n baie vinnige byt gewees. Dis baie mooi. Vertel my bietjie. Dit was ons is seker nie eers 5 minute in nie. En toe die rand gekry in dit, ja, op Macpac. Ja. Ooh. Met 'n fake muis, met 'n pink fake muis op in dit, net om 'n bietjie op te lig in dit. So Right. ja, dit is ons hoop om die grootes nou net te vang. Fantasties. So ja. Fantasties. Dit is so bly is hier want ek het die kamera nou oral. Okay, die videoetjie loop, Johan, net vinnige ietsie. Wat 'n voorreg om saam met kollegas jare terug sommer net 'n dag so 'n bietjie heimwee te hê en dan die voorreg te hê om dit te kan deel waarmee ons almal geniet. Cornel Sali 12.2 kg PB en Niels 12.2 kg PB. Absoluut. Net 'n plesier. Dankie harties. Dit is so bly is hier want ek het die kamera nou oral. Nee, jy's nou lyk my die spysienier of is jy net die proer? Tester, wag net pas hier na. Jy's die tester. 12.8, dis die swaarste vis sover. Nou, Ja. maar, wat sê die tester? As jy hierdie. jou tong so Tongtippie toets, nie eens KFC kom by hierdie goed. Ja, Dit is lekkerder as dit. Veral in die tyd van die oggend by die dam. Asai. Gelukkig. Vir ons makliker gemaak. Niks sê nie. Okay, bietjie video daar sy en nou 'n fotootjie. Lekker. Hoorie so. Ek gaan steel so bietjie by Johan nou. Jy weet, sy gooi ek steel ons leen maar 'n paar mieliepitte en 'n Oor en weer, hy het gister weer met jou voer gehengel, dis hè? dis nou mielies en boontjies en ertjies en ek joke sommer, maar daar's allerlei goedjies wat hulle mos gebruik. Dit is nie 'n geheim nie, maar vir die eerste keer hy hengel ontsettend goed met hierdie goed vir die afgelope 3-4 dae. Dis omtrent wat ek wil ingooi. Van ons hom deurmeng. Wat se proteïenpoeier, Ja, dis nee. hy, maar nou Maar onthou nou- klonkrye ook, nee. Ja, maar onthou nou, ek het nou laas keer dit in die water gegooi en dan meng hy nou. Nou hy daarna gekyk, hy het die video gekyk en gesê dis 'n pragtige idee, maar ons gaan eerder daai oudjies nou in 'n 300 gram houertjie. En dan kan jy dit ook so oor jou en dan net oor jou voer en dan want hy doen dit nou so ek gaan nou maar doen bietjie wat hy doen want ek wil nou nie poef praat nie. Dis hulle 5de vis daai bo 12 kg. Binne 'n halfuur. Binne, dis nou die oggend, dis nou Woensdagoggend, hè. Ja. Maar nou het hy sy kolle begin nou werk en hulle, jy weet, hy slaan die dinge nou raak en natuurlik die ander ding is Reet, as ek nou ophou praat, dan kan jy net so 'n bietjie hier oor hierdie stuk dam wys, dan sien jy die hyasinte is not Maar kyk, maar daar waar hy ook nou gaan gooi, is dit ook dieper water, nê? Ons gaan nou ons stokke nou weer hier regs insit, waar daar op die oomblik nou nog niks uitgekom het nie. Bring bietjie, as jy daar klaar is, bring net bietjie dat ons net wys hoe doen ons dit nou vir die ouens. Dis wat ons nou doen en ouens, julle kan sien, die goed lê 2-3 ure in daai tot sit nog. So aan die ander woorde op jou hooflyn, op jou leaderlyn sit jy met ander woorde Die sinker. 'n sinker en jy sit 'n ouetjie om hom te stop, natuurlik 'n kraaltjie en dan natuurlik net jou stroppie. So dit lyk baie beter. Jy hoef nie nou hierdie ding aan te sien. Hierdie twee is uit. Al die stroppe op hierdie stokke lyk nou so. So wat hulle nou vandag uitprobeer, So né? ons gaan dit nou uitprobeer vandag en ek is seker dit gaan 100% werk. Okay. Okay, Rie, daar sê, so het hy deurgekom. Dan kan die ouens hom los vir 'n paar minute kerra. Vir my sit ek hom nou aan, hoor. Wat jy, hy gaan sommer reguit hier na my toe. Hy gaan sommer reguit. Maar dis nou as ons gaan kans kry om ons stokke in te gooi, bygesê. Ek glo dat daar, Dit gaan so rof daar aan die ander kant. maar hier is hy. Klaar reg, jy weet, so pragtig, lekker, sag. Hy gaan gou blus.
Nou kan jy maar net jou magic doen. Die oukie is 'n nommer 3 hoek met die voerbal en dit is maar die gewone ou stroppie, een hoekie net onder. Frik, ek het nog altyd geglo dat jy kan nie 'n produk op die mark sit nie of dit 'n dip is en of dit 'n deegie is en of wat jy ook al maak dat dit nie behoorlik getoets is nie. Ek het ook so seker 2 jaar terug die uitlating gemaak dat die brand wat gaan die voer kan enhance met iets om dit uniek te maak, 'n gehengse sprong oor die ander kan hê. En die bomb booster van Macpac het in daai rigting in begin beweeg, maar ek het lank getop daaroor en ek het besluit om 'n klompie natuurlike produkte bymekaar te sit en te speel mee totdat ons op hierdie plek gekom het waar ons die regte geur, kleur, smaak aanbieding het en ons sit nou op die oomblik hier by Harties en ons het seker al in die beste part van 30 karpe bo 7 kilos gevang. Ons kom nie by die groter as 13 kilos nie, maar ons is so tussen 7 en 13 kilos. En daar het nie 'n enkele vis wat ons gevang het wat hierdie poeier nie in is nie. So ek is redelik seker ons is op die regte pad. As er nog seker so hier en daar 'n bietjie proefnemings wees wat ons moet doen, maar ek dink nie ons gaan verander dit dan dit nie. Dis net 'n kwessie van ons wil dit behoorlik toets voordat ons dit beskikbaar stel vir die hengelaars. Ek dink dit plaas die spesie in 'n heeltemal 'n ander kategorie. Ouens het baie Europese planne wat hulle gebruik, maar hier is 'n reg Suid-Afrikaanse produk vervaardig deur 'n reg Suid-Afrikaanse hengelaar. So ek dink dit gaan 'n hele nuwe era begin en vir die oewerouens om dit dan te gebruik om jou deegie jou deegie net miskien in sommer skoon damwater te dip en dan in die poeier of omdat die poeier dan nou 'n bietjie in die voer in te meng. Dis tipies met die sakkies wat ek gedoen het. Ek het die poeier in die voer ingemeng en dan die sakkie by die hoek gesit. So die res van die voer is normaal, maar daai spesifieke voer reg om die hoek en die aas is dan nou ge-enhance met hierdie produk en ons het vanoggend seker so 7:30, 8:00 se kant begin lyne invat. Teen 9:00 het ons 4 runs gehad, almal bo 8 en tussen 8 en 13. En dis buitengewoon vir spesiehengel. So ek dink ons is op die regte pad. Johan, wys net bietjie vir my daai twee jy kan hulle maar tel hulle maar op en dan bring jy hulle maar hier waar jy praat. Ja. As jy laat ek net so 'n bietjie so laat ek. Die sakkies is nie vreemd vir die karpelaars okay. nie. Is die PVA ek het aanvanklik met die PVA bags begin vir 'n spesifieke rede as gevolg van die klompie asinte wat onder op die bodem lê, maar omdat die sakkies moeilik is om mee te werk en die vis so vinnig byt, het ons hier oorgegaan na die gauze toe en ons het net elke keer seker gemaak dat daar's genoeg poeier by die voer en dis presies dieselfde voer as die res van my voer. So ek dink net die resultaat op hierdie stadium is eintlik nogals verstommend vir my. Ek het nie gedink ons gaan so vinnig daar kom nie. Maar dis alles natuurlike produkte en is goed wat die vis van nature eet. So ons het dit maar net verrykte proteïen met die nodige geure en kleure waarvan visse hou. Deur al die jare in Suid-Afrika bewys het ons hier ingesit en net so 'n dis 'n bietjie eenvoudige produk, bekostigbare produk en die resultate op hierdie stadium spreek van self. Nee, absoluut. En Johan, jy het my net oor die goeie nuus gegee dat jy voluit 'n bietjie al 6 stokke nou met tots gaan probeer, né? Ja, ek gaan nou, omdat ons die vis nou lekker aan die gang het, ek hou nie daarvan om 'n nuwe produk te toets as ons nie in die vis is nie. So ons gaan nou soos die stokke uitkom, dan gaan ons die tots begin hak en 'n bietjie speel in verskillende aanbiedings en kyk wat se resultate wat ons daar binne met die groot vis op die tots kry. Sê dankie Johan. Right, so hier gaan die stokke weer seker vis 8 in 'n kwessie van 2 ure, né? Wil jy miskien jou bakkie voer saamvat en 'n bietjie gaan klots dan? Nee, okay. Laat wy Salie. Dis is nog nie meer daar nie. En Salie. Moet nou gou maak, Shame. Hier's groot vis wat hier uitkom. Nou hy gooi hom nou met daai fishfinder, gooi hom op.
het. Ek is maar net besig om te kyk om bietjie die tots of ek nie dalk die tempo is eintlik baie hoog, maar ons gaan kyk of ons dit nie nog kan verbeter nie. So ek het wit mielie, geel mielie met 'n sponsie. Nou sit ek 'n bandspice tot tussenin. 'n 14 mil, né? 14 mil, net te kyk of ons dit nie makliker kan doen nie. Ek trek hom nie baie hard nie. Wil nie hê die tot moet te plat druk of bars nie. Ja. So kom ons kyk as ons hom nou uitsit, dalk gebeur daar ietsie vinniger of dalk vang ons 'n groter vis. We'll never know. Terwyl ons gesels daaroor, gaan nou 'n foto daarvan neem. Sê net vir my, gister het jy 'n hele paar visse verloor en toe het jy hard gedink en wat het jy toe besluit? Ek het maar net agtergekom die visse is baie sensitief en hulle aas optel, so ons het die ligter gewigte na groter gewigte toe gesit dat daar meer hoekset in is. Maar vanoggend by die vis baie aggressief, so ons kan eintlik maar enige gewig aansit, dit maak nie saak nie. So wat vandag wel opvallend is dis nou 3 dae se harde werk en beplanning en rondskuif met aase en planne. Maar vandag is ons op daai plek waar as ons hom neersit, weet ons die vis is daar, hulle gaan dit optel, is net 'n kwessie van ons moet hulle 'n bietjie tyd gee. Maar nou wat nou interessant is, hier aan die regterkant, ons het nou maar pas ons stokke ingegooi, nê? Maar hier gebeur niks nie. Ons buurman wat lyk my 'n ervare spesiehengelaar is, het op 3 plekke het hy nou voer uitgesit, 2 keer al vanoggend en hy kry nog niks nie. Nou, hy sê toe hy wonder of die visse nie in dieper water is nie. Maar wat dink jy kan hier regs aangaan? Red, nee, ek stem glad nie saam met die oeverhengel het 'n ou een ding geleer en dis om te kyk wat om jou aangaan. Ek het gister hom baie fyn dopgehou. Hy's 'n ou wat lief is om voer af te sit en dink die voer gaan die visse trek. So doellose afgooi van voer is nie die antwoord nie. Ons hengel met ons stokke in dieselfde lyn, ons is net meer links. So dieselfde diepte water. Ek het hierdie hele water met die fish finder gescan. Okay. So ek dink net 'n strategiese paar foute wat hy gemaak het in die begin van sy sessie en nou betaal hy die prys. Ons moes baie hard werk in die begin om agter die kap van die byl te kom, maar nou betaal ons weer die prys. Ons kry nou die vis op reëlmaat. Ons staan al seker vir die oggend oor die 60 kg se vis, waarvan die kleinste 7 is en die grootste 13. So ons probeer nou planne maak om te kyk of ons nie weer daai 15 plus kan uitkom nie. Maar ja, dit is 'n moeilike uitdaging. Ons gaan nou kyk wat gebeur. Iewers sal hulle inkom of sal ons moet weer strategies skuif agter hulle aan om hulle te gaan soek. En terwyl ons so sit, toe trek hierdie een los. Pragtige vis. 2 tots. Ek gaan nou vir julle sê wat. Ons gaan hom eers skep. Die linkerkant steen nou. Ek weet watter een is dit. Maar hy het net een hoek. Hier kom hy nou. Ja, maar daar's 2 tots op. 10 mm garlic tot plus 'n 10 mm honey tot En dit is nommer 1 hoekie, né? met honey en bandlik op die voerbal. Ek het jou gesê hulle gaan vir hierdie lekker. So 'n mooi vis. Beautiful. Sit neer. Ons skree daar van die podium af. Skree hy 'n bandspice tot 14 mm. 14 mm met 'n geel en 'n wit pit. Dis reg. Okay, en Op 'n spesiesstrop. op 'n spesiesstrop, net daai wat ons vir julle gewys het op die foto. En sy gewig is Nog nie geweeg nie. nog nie, myne ook nie. Ek en Red speel nou hier tussen die skuite en ons tel toe met my klein stokkie weer op met 'n nommer 1 hoekie wat ons afgeneem het. Met wat se tot? 2 tots, dis nommer 10 honey tot saam met 'n nommer 10 garlic tot en op die voerbal honey dip en bandlik. Okay, so kom ons wys. Salie, is jy reg? Ja. Okay, myne het meer skubbe as jou nou, hoor. Frik, jy sê hierdie vis nommer 1 hoekie. Hierdie is nommer 1 hoekie. Hom het ons 2 10 mil tots. Ag man, ek kry so lekker want ek vang hulle daar by die jetty en ek kan voel hoe gaan hy jetty toe, maar dan sien hy dis ek. Salie, joune is 'n 14 mil.
Maar hierdie ouetjie lyk baie mooi. Ek gaan nou vir hom help hom om te skep en dan wys ons hom vir julle. Die mense is daar. Ons bly mos nou in die chalet. En hulle is nou toilet toe. Hulle is Gaan stort. Hulle is afgeskeer oor net vir my. Hulle is toilet toe. Hulle gaan stort. En ja, toe skree hierdie ou. Sy skree, ek gaan nou net hierdie sinker vir jou vra om net hierdie sinker vir my af te haal asseblief vir my. Gelukkig is die Jacinthe. Gelukkig is die Jacinthe daarom nou nie so erg nie, maar die wat daar is, die sal nou gevang word, né? Ooh, daar gaan Johan se stok. Nee, daar was die mannetjie. En net hierdie Jacinthe kan afkry. Daar swem hy. Mooi. Dat is nie te groot. Wag, laat ek Daar kom lang. En dat was nodig geweest. Onze broers, onze vrienden, Tetracorp, hij doet dat ze de voluit als met doen. Voor jullie die twee oude mensen wat ik al gepraat heb. Die jong girl. Die jong girl. Is dit hy wat dit gesê het? Ja. Ons gaan wraak neem terwyl ek is 'n jong girl. Nee, maar baie dankie julle. Dat is ons kan nie genoeg dankie sê hoor. Dit was besonder. Eerste in my lewe wat so groot vis, so vars was. Baie Ek het nog nooit so sulke groot klomp visse bymekaar gesien nie. Nee, maar Wat sê jy sê nou? ek sê net dankie. Groot bederf. Okay. Lekker om jou te ontmoet en julle twee te ontmoet. Och, vir julle ook, dankie. Nou gaan ek YouTube laat julle kla. Ja. Nee, ons is een van die dae saam weer by die water, moenie worry nie. Ons kan nou spog met 'n ander man se covers, maar dis ook okay. Daar sê, dis waar die spreekwoord vandaan kom. Staan jy hier so by? Nee, staan jy daar by hulle, Johan? Ek nee sy aanhangsels. Josman, wat het jy te sê, ou grootseun? Dis al maar lang beplanning hierdie, né? En ek wil jou gelukwens terwyl jy so 'n bietjie sluk daar en bietjie dink. Jesus, ek het gesien hoe hardloop jy rond en hoe verander sy hele gesindheid toe hy vir hulle die geskenk kon gee wat hy wou, né? Ja. Fantasties. Nou wil ek huil, so ek weet nie hoe gaan jy begin nie. Staan julle drietjies nou by mekaar. Ander kant op. Ja, onder die arm. Druk is swaar. Ek dink die mense verstaan die kamaradie wat tussen oud kollegas wat uit die magte uitkom nie. Cornel Saliers sy Eyster, ek kan goed onthou toe ek 'n student was, hy sy eerste company wat hy gehad het. En ek het 'n ou gesegde van ouens wat klein is het 'n kort gat syndroom en toe hulle my indeel by die company. Toe dink ek ja, nou gaan ons een van hierdie killer ouens sien en ja, hy was 'n killer, maar hy's 'n groot man met 'n groot hart gewees. Ons het my hele polisieloopbaan saam gewerk. Niels altyd by PT op die agtergrond. Ek het nie baie met hom te doen gekry nie, maar hy kon altyd weet dis Sally Kriel se butiek. En ek dink een van die swaarste besluite vir my om uit die mag uit te gaan was om daai familie van my totsiens te sê. So hulle bly altyd spesiaal. Gister toe hulle aankom, toe weet ek nou moet ons produce om hulle gelukkig te hou. En toe ons nou eers die visse vang, toe kan ons eintlik maar lekker net terugsit en kuier en saam mekaar se geselskap geniet. En dan wil ek afsluit om vir Frik en vir jy te sê, is altyd klink so of ons nie van mekaar hou nie, maar ek is baie lief vir hulle. Ek het ook vir hulle gesê, hulle het nie kinders nie, maar ek sal na hulle kyk tot hulle dood eendag. So ek sê hulle baie moeilikheid. Dankie man, dankie. Ek is baie lief vir hulle. So Baie dankie Jos. 'n baie spesiale week. En Hilda, dankie girl dat jy
in jou moeilike werksomstandighede nog tyd sien om my ook in te ry met al my maniere en geite. Jy is baie spesiaal. Baie dankie almal, hoor. Dankie julle. Okay. Dankie.